Here, as ons stil raak vanoggend voor U, en anders as ander Sondagoggende waar ons met sang die diens begin, dit vanoggend in gebed doen, kom ons in alle nederigheid na U toe, Here. Want ons weet, sonder U is ons niks. Sonder U beteken ons lewens niks. En in 'n wêreld wat deurmekaar is, Here, wat ons selfs soms bang maak en onsekerheid in ons lewens bring oor wat die toekoms kan inhou en wat die gevolge van al hierdie gebeure op ons en ons mense gaan wees, wil ons na U toe kom, Here. Ons wil by U vastigheid kom vind, 'n anker waaraan ons kan vashou. By U sekerheid vind vir die pad vorentoe, hoop ten spyte van wat in die wêreld gebeur. Ek wil bid, Here, vir elke gelowige wat iewers in die wêreld op een of ander manier vervolg word, omdat hulle U bely as hulle Here. Partykeer, Here, is dit tot die dood toe wat mense vervolg word. Ander kere is dit meer subtiel en partykeer selfs erger as om met die dood gedreig te word. Ek bid vir elke een wat vir sy geloof opstaan en by die waarheid bly en dan gevolge het wat negatief impak maak op hulle lewens. Ek bid vir die kerk, Here, oor die wêreld heen, dat ons as kerk getrou aan die waarheid sal vashou, Here. Dat ons nie deur die misleidings van hierdie wêreld op dwaalpaaie geneem sal word, wat ons van U vervreem, of selfs die waarheid net 'n bietjie verdraai nie. Maar dat ons getrou aan U sal vashou, en U sal volg as U kinders, in elke moontlike opsig. Here, en ons as gemeente, wil ek ook voorbid, ons kan baie maklik, Here, as gemeentes in Suid-Afrika in 'n groef verval van gemak. En partykeer is dit gevaarliker as om vervolg te word. Want ons kan maklik net in 'n groef val van gemak, van dink ons is reg en op die regte pad, en tevrede wees met dit wat gebeur en stil bly oor dit wat verkeerd is. En so word ons ingesluk in 'n wêreld waar ons die geloof al hoe meer prys gee ter wille van ander dinge. Help vir ons ook as 'n gemeente om nie in hierdie slaggat te trap nie, Here, maar getrou U te volg en in liefde mekaar te dien en ook die gemeenskap waarvan ons deel is. Seën elke lidmaat, Here, wat hier sit en ook nie hier kan wees vanoggend nie. Werk in ons harte, Here, die geloof, die vertroue, die toewyding deur U Gees, dat ons aan U sal vashou, ongeag wat die pad vorentoe vir ons inhou. Ek bid dit, Here, in Jesus naam. Amen. Ons lees 'n bietjie verder aan as van waar ons verlede week opgehou het. Romeine 8 vers 11 tot 17. In die 83 vertaling van die Bybel wat ek gebruik. Romeine 8, 11 tot 17.
Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Net daardie paar verse. Ek het sommer hierdie skyfie opgesit, want in 'n sekere sin is dit waaroor ons teks ook gaan. A father's love is the foundation for a child's future. Is nogal ingrypende woorde. Ek wil juist dan ook sommer begin deur oor 'n bietjie oor vaderskap in die algemeen te praat. Want sien, ons leef in 'n wêreld, vriende, waar paas of afwesig is, of kinders nie eens weet wie hulle paas is. En ek kan vir julle honderde, duisende sulke gevalle in Suid-Afrika alleen wys. Hierdie toedrag van sake het 'n geweldige impak op 'n samelewing. Want kinders wat groot word sonder hulle paas, is dikwels kinders wat met 'n klomp woede in hulle self rondloop. Dink net aan ons samelewing, die vlakke van geweld. Daar is in hulle dikwels 'n diep gevoel van verlies, van rou smart, hartseer. Mense wat sonder 'n pa, of kinders wat sonder 'n pa groot word, of wie se pa afwesig is mense wat bang is om commitments te maak. So hulle is bang om hulle self te verbind aan enige iemand anders en enige iets anders. En as hulle dit wel doen, het hulle geen idee hoe om in daai verhouding te leef nie. En word die siklus herhaal van huwelike wat breek, kinders wat sonder paas groot word en dies meer. Hulle beleef 'n gevoel van verlies aan sekuriteit, veilig te voel binne 'n wêreld wat partykeer hard en moeilik is. Hulle verloor hulle sin vir veiligheid. Hulle leef die heeltyd in vrees. En hulle het geen sin van identiteit nie. Weet nie wie hulle is nie. Weet nie waar hulle inpas nie. Weet nie enigiets nie. En julle kan die onderwysers wat hier tussen ons is vra, hulle beleef hierdie kinders op skool, in hulle skoolbanke elke liewe dag. Ek het hulle gesien in my mediasiepraktyk baie keer.
Vriende, dit is waarskynlik een van die belangrikste kwessies waaroor ons in ons samelewing moet praat, maar dis nie die saak waaroor ek vanoggend regtig wil praat nie. Ek wil dit eintlik net as 'n inleiding gee, want later word hier wel oor vaderskap in die teks gepraat, maar op 'n ander manier. Van die heel belangrikste vrae wat ek en jy vir onsself kan vra in hierdie lewe, is wie is ek? Wie is ek? Laat my dink, ek weet nie of ek al die storie vertel het nie van die advertensie wat op TV was van die man wat daar by die vlug aankom en hy wil sy kaartjie boek of wat ook al en iets loop verkeerd en hy raak kwaad en hy bly vir die vrou sê, weet jy wie ek is? Weet jy wie ek is? En sy klim daar op die PA system en sy sê, can somebody come and help? Here's a man that does not know who he is. Dit is een van die belangrikste vrae, is wie is ek? Tweedens, waar hoort ek? Belonging, waar vind ek 'n tuiste? Julle hoor hoe dit inpas by die hele ding van mense wat vaderloos is. Waar kan ek veilig wees, is die derde vraag. Selfs al is die wêreld deurmekaar en vol allerlei slegte dinge. Nou dis alreeds belangrike vrae om te vra bloot op 'n gewoon menslike vlak in ons lewe. Sommige net daagliks, maar weet julle, dit is nog meer belangrik om hierdie vrae te vra vanuit 'n geestelike perspektief. Om te vra, wie is ek geestelik? Waar behoort ek geestelik? En waar kan ek veilig voel geestelik? Sien, wanneer Paulus hierdie stuk skryf, dan skryf hy aan 'n klomp Christene wat in 'n baie vyandige wêreld leef. Hulle word vervolg, hulle word uitgeskuif uit die samelewing, hulle vriende het die rug op hulle gedraai, selfs hulle familie het hulle verwerp. Hulle kry swaar. Ekonomies kry hulle swaar, sosiaal kry hulle swaar, polities kry hulle swaar. En in omstandighede soos dit, word dit kardinaal belangrik om te weet wat die antwoorde op daardie 3 vrae uiteindelik is. Anders dobber 'n ou net rond in die lewe sonder enige sin van waar ek tuis kom. Nou, die hele teks wat ons gelees het vanoggend is in 'n sekere sin gaan dit eintlik net oor die Heilige Gees, nê? Ons sien hoe die Heilige Gees elke keer weer genoem word, maar in die vorming van hierdie 3 vrae se antwoorde, gaan julle sien speel die Heilige Gees 'n ongelooflike belangrike rol. Kom ons spring sommer weg met vers 11. In vers 11, as ek dit saam kan vat, dan sou dit lui soos iets soos die volgende: omdat die Gees in ons woon. Omdat die Gees in ons woon. En daar word 2 keer in vers 11 gesê dat die Gees in ons woon. Nou, dit klink sommer amper onbelangrik as 'n ou dit sommer net so lees, maar julle moet verstaan dat wanneer die Gees in ons kom woon, is dit nie soos daardie lank verlore ou tante wat vir 'n week by ons kom afpak nie en net lekker kuier nie. Hierdie woon wat Paulus hier gebruik, is 'n woon wat daarop dui dat dit 'n permanente inwoning is. Die Heilige Gees is nie maar net 'n gas wat ek innooi en weer later die deur vir oopmaak en totsiens sê nie. Sien, hierdie woordjie woon beteken eintlik
dat die Heilige Gees in my lewe inkom en die bestuur van my lewe oorneem. Heeltemal. Wat interessant is, in 1 Korintiërs 6 vers 19 word daar gesê dat die gelowiges 'n tempel van God is, omdat die Heilige Gees in ons woon. 'n Tempel beskryf die plek waar ek God kan vind. 'n Tempel beskryf die plek waar God aanbid word. Nou word die plek waar God aanbid word, daar waar Christene is. Want daar woon God in hulle lewe. Het hy permanente blyplek in my lewe geneem en het hy die bestuur van my lewe volledig oorgeneem. En hier is die belangrike ding wat daaruit volg, vriend. Christene is nie bloot mense wat Christus se optrede op aarde naboots nie. Gelowiges, deur die werk van die Heilige Gees in ons, dupliseer Christus se lewe. Ons word as ware die verteenwoordiger van Christus op 'n manier wat beteken dat mense in en deur my die Gees se werk sien wat my na Christus laat lyk. Nou daar is kerke wat sê ons word eintlik klein gode. Dis nonsens, dis nie wat hier so staan nie. Ons word eintlik net die plek waar mense God kan ontmoet, kan raak sien, kan leer ken. Omdat die Heilige Gees nou my en jou huishouding nou heeltemal kom oorneem, die geestelike bestuur van ons lewens, het dit moontlik, word dit moontlik deur die krag van die Heilige Gees om voortdurend en aktief in ons lewens elke liewe patroon van sonde dood te maak. Kom ek pak dit 'n bietjie uit. Omdat die Heilige Gees die bestuur hier oorgeneem het van my lewe, maak hy dit vir my moontlik deur sy krag om aktief en elke dag, elke patroon wat verkeerd is in my lewe, dood te maak. Trouwens, die woord doodmaak wat hier gebruik word, beteken ek stel daardie patroon, daardie sonde in my lewe tereg. Hang hom. Sit hom op die elektriese stoel, sodat hy nie meer deel van my lewe kan wees. En hierdie patrone, vriende, is enige iets, soos om lekker saam met ander te skinne, om nydig te wees, om jaloers te wees, om allerhande lelike goed te doen, soos wat in Galasiërs 5 vir ons beskryf word, wat teen die werk van die Gees is. So vernuwing word aangedryf deur die Heilige Gees wat ons lei, wat saam met ons dra aan die laste wat ons het en ons afrig, soos iemand wat 'n atleet afrig om 'n goeie atleet te wees. En is belangrik, hierdie teks wil vir ons sê, hierdie is nie 'n afgehandelde ding nie. Dis 'n voortdurende aksie wat vir die res van my lewe aanhou. Ek hou aan om daagliks die sonde in my lewe reg te stel. Dis 'n lewenstyl, vriende, van oorgawe en afhanklikheid op God, want alleen kan ek dit nie doen nie. Vers 15 is dan vir my die kern van vanoggend. Die Gees sê, vers 15, maak dat ons nie meer slawe is nie.
En 'n slaaf was iemand wat alleen gedoen het wat sy meester van hom gevra het. Hy het geen wil van sy eie nie, hy het geen keuse van sy eie nie, hy is absoluut gebonde aan dit wat sy eienaar van hom vra. Nou sê die teks, die Gees doen dit nie aan ons nie. Ons het ons vryheid, en ons sal volgende week oor daai vryheid meer gesels. Die Gees gee my, hoor mooi, 'n nuwe identiteit. Help my om te verstaan wie ek is. Die Gees help my, bevry my van vrees. Gee my dus sekuriteit. Die Gees maak my 'n kind van God. Gee my dus 'n plek waar ek kan tuiskom, waar ek belang, waar ek geken kan word, waar ek gehoor kan word, waar ek waardeer kan word, waar ek onvoorwaardelik aanvaar en lief gehê kan word. Ons word kinders van God. Sal die teks sê nie deur geboorte nie, maar deurdat God ons in Christus aangeneem het. En dis 'n belangrike term. Nou ek en Karika verstaan aanneem, ons het 'n seun aangeneem. En die proses het basies so iets gewerk, ons moes hof toe gaan, en ons moes vir die ma moes sê, ek teken hierdie kind af, en die pa, en toe die landdros vir ons gesê, hy is nou julle kind, en as julle sy naam wil verander, kan julle dit ook doen, en ons het dit gedoen, en hy het permanent by ons kom bly. Ryk dit is 'n voorbeeld, want iets hiervan is ook waar, maar daar's 'n bietjie meer binne die Romeinse verstaan van aanneem. Sien, dit lyk vir my, hulle kon selfs volwassenes aanneem. Jy kon sê, ek wil jou aanneem, ek wil hê jy moet myne word, en dan is daar 'n proses waardeur jy gegaan het, al was jy 'n volwassene. En die oomblik wanneer hierdie proses begin, vind daar 'n totale oordrag van families plaas. Dis asof jou vorige familie glad nie meer bestaan nie. Jy het 'n nuwe familie, en daai familie is die enigste familie wat jy ken. Alle vorige, en dit was vir my interessant, alle vorige skuld word afgeskryf. So as jy as 'n jong man nou aangeneem word deur 'n nuwe familie, vir watter rede ook al, as jy skuld gehad het, dan verdwyn dit. Jy dra dit nie saam met jou in hierdie nuwe familie in nie. Derdens, jy erf soos 'n eie kind. Jy word nie uitgesluit uit die vererwing nie. Vierdens het jy 'n nuwe naam gekry en 'n nuwe identiteit. Wat word anders hier beskryf deur Paulus as God wat ons kom verlos het? Wat uiteindelik gesê het, jy is nie meer deel van die familie van sonde nie. Jy is nou deel van die familie van God. Jy is nou daar. En al jou skuld is afgeskryf. Jy gaan ten volle erf. En hoeveel keer in die Bybel staan daar nie dat ons 'n nuwe naam kry, 'n nuwe identiteit. Wat met die woord aanneem bedoel word, sou ons kon vertaal met God wat ons verlos. En vriende, soos met die Heilige Gees wat permanent by ons kom inwoon, wil hierdie beeld wat Paulus hier gebruik vir ons sê, ons is nie bloot kuiergaste in God se huis nie. Ons is permanente inwoners en erfgename. Daar is 'n diep persoonlike, intieme verhouding met 'n Vader.
En dan sê die teks, daai pa se naam is Abba, wat in die Joodse kultuur 'n naam was wat aangedui het dat hier 'n intieme verhouding tussen die kind en die pa is. En as enige een gewonder het of dit waar was, sê vers 16, daar is 2 getuies wat kan bevestig dat dit wat gebeur het, die aanneming dat dit plaasgevind het en dat alles wat daar beloof word in die aanneming sal gebeur. Die teks sê in vers 16, saam met die Gees getuig, saam met my gees. In 'n hofsituasie moes daar altyd 2 getuies wees om 'n saak te bevestig of te weerlê in terme van wat hier beskryf word. Hier word gesê, ons het 2 getuies wat bevestig dat dit wat God doen deur die Gees waar is. Nommer 1, die Gees self getuig. Nommer 2, die Gees getuig saam met my gees, dat dit waar is. Vers 17 is eintlik 'n bietjie 'n antiklimaks in 'n sekere sin, want nou word daar oor die erflating in 'n sekere sin gepraat. En daar word vir ons gesê, ons deel in hierdie heerlike erflating en glorie van Christus. Maar die manier hoe ons daarin deel het, is nie glorie en heerlikheid in die eerste sin nie, maar lyding. Onthou, hierdie gelowiges vir wie Paulus skryf, is ouens wat ly, wat swaar kry. En Paulus kom sê nou vir hulle, hy kom gee hulle troos, hy kom gee hulle hoop, hy sê vir hulle, wag 'n bietjie, julle kry dalk nou swaar, maar dit is juis hierdie lyding. Dis die enigste pad hoe jy uiteindelik by die heerlikheid kan uitkom. Jy moet saam met Christus ly, jy moet saam met Christus sterf, jy moet saam met Christus begrawe word, jy moet saam met Christus deur die Gees opgewek word, sodat jy uiteindelik die heerlikheid en die glorie van God kan beleef. Omdat die Heilige Gees in gelowiges die bestuur van ons geestelike huishoudings kom oorneem met vriende. En so ons kinders van Abba gemaak het. En ons voortdurend bemagtig om die patrone van sonde in ons lewens dood te maak, te oorwin. Daarom het ons 'n vaste sekerheid. Wie ons is kinders van God. Waar ons veilig is, ons is deel van God se huishouding. En waar ons tuis kom, ons het 'n pa. Anders is baie aardse paas wat ons met oop arms en ewige liefde kom omvang. Dit is nie altyd 'n maklike pad nie. Dit is 'n pad besaai met lyding baie keer, vervolging en swaar kry. Maar dit lei uiteindelik tot deel hê aan die glorie wat God beloof het. Psalm 23 sê dit so mooi, hy sal ons laat aansit by 'n feesmaal, ons sal sy ere gaste wees. Maar in dieselfde Psalm word daar gepraat van hy lei ons as die goeie herder deur die dal van dood, skaduwee, lyding. Wees verseker van wie jy is. Wees verseker dat jy veilig is. Wees verseker dat jy deel is van God se familie en dat die Here jou Pa is. Amen.
Here, wat 'n ongelooflike troos en vreugde is dit nie om te weet. Ons het 'n plek waar ons kan tuiskom. Ons het iemand wat ons kan noem Papa, Abba. Ons word veilig gehou. Ons weet wie ons is. Ons hoef nie te twyfel en in vrees in hierdie wêreld te leef nie. Want ons kan tuiskom by U. Die Gees maak dit moontlik. Dankie, Here. Mag hierdie realiteit elke dag toeneem in ons lewe. Mag ons elke dag die patrone van sonde in ons lewe teregstel, sodat dit geen invloed meer op ons lewens kan hê. En ons waarlik, Here, tempels van U in die wêreld kan wees, waarin mense wat U nie ken nie, U heerlikheid en glorie en liefde ook vir hulle sal sien en ervaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.